Verkeerde bulvoorbereidingspraktyke kan rumen, lewer en longskade veroorsaak. Verkeerde bulvoorbereidingspraktyke kan jou beeste inwendig beskadig en aanleiding gee tot langtermynskade en produksieverliese. My naam is Anrieg en in die insetsel gaan ek jou waarsku teen 'n paar algemene gevare. As jy oorskakel na 'n hoë styseldieet sonder dat die bulle tyd het om aan te pas, verhoog die melksuurproduksie in die rumen. Dit het dan asidose of suurpens tot gevolg. Jy pas jou bulle aan deur geleidelik hul voerinname te vermeerder oor 'n tydperk van 14 dae met ruwvoer altyd apart beskikbaar. Skade aan organe. Asidose brand die wand van die rumen stikkend en skadelike bakterieë kan deur die gebrande kolle van die wand gaan en lewerabsesse veroorsaak. Die longe kan ook beskadig word as gevolg van bakterieë soos Pasteurella wat tydens stres voorkom. Opblaas. Dit kom gewoonlik saam met suurpens voor. Opblaas gebeur gewoonlik as die ruwvoere te fyn is, as die ionofoorvlakke te laag is of as daar te min ruwvoer in die dieet is. Dit is belangrik om goeie kribbestuur toe te pas. As bulle lank sonder kos staan en dan skielik weer gevoer word, kan dit tot gulsigheid lei en suurpens en opblaas veroorsaak. Wat kan help? Ionofore kan opblaas en suurpens voorkom, omdat dit gulsige voerinname voorkom en melksuurproduksie verminder. Die voeromsetting na vleis en massa toename verbeter ook. Ionofore is belangrik in 'n bulafrondingsrantsoen, maar moet teen die regte vlakke ingesluit word. Ionofore skep 'n goeie omgewing vir die rumen mikrobes om te werk. Dit verhoog die produksie van propionsuur, wat beter as asynsuur gebruik word vir groei. Dit verhoog ook die doeltreffendheid en energieverbruik en verminder energieverliese deur metaangas. Weereens pas ook goeie kribbestuur toe. Dit verhoed dat bulle vir verlengde periodes sonder kos staan en dan weer skielik gevoer word. Sorg ook dat daar altyd genoeg ruwvoer beskikbaar is, veral gedurende periodes van uiterste koue. Het jy dalk vrae? Kontak jou Molatech tegniese adviseur vir advies en ondersteuning.